Degwasha, die gemeente waar jy kan kom soos jy is, dat God jou kan ontmoet waar jy is. Saam stap ons op jou journey. Die Here leer ons dat die Heilige Gees het gekom om ons kindskap in ons harte te bevestig. En die vyand is die grootste aanklaer wat daar is. Hy kla aan. Hy vertel jou jy's sleg, hy vertel jou jy's onwaardig, hy vertel jou jy het sekere foute gemaak wat maak dat jy nie waardig is om vanmôre in die teenwoordigheid van God te kan staan nie. Ons gaan hierdie song nog een keer sing, maar ek wil hê jy moet vanmôre verstaan wat jy sing. Die feit dat jy voor God kan staan, die feit dat jy in die teenwoordigheid van die Here kan wees, is omdat hy jou geregtigheid is, omdat hy vir jou 'n prys betaal het, omdat hy die seun van sy hart, die geliefde van sy hart, se bloed gegee het om jou regverdig, om te verklaar vanmôre dat jy is asof daar nog nooit in jou lewe sonde was. Nou kan jy dit sing uit jou hart uit. You are all my righteousness. En daai sekere wete, as jy jou hart in die Here oopgemaak het en jy sy kind, dan kom hy vanmôre en hy sien net Christus en sy geregtigheid in jou lewe. Kom ons sing dit nog een keer. Dankie dat ons voor U vanmôre kan staan en die teenwoordigheid mag geniet en kan weet dat ons vanmôre regverdig verklaar is deur U kosbare bloed. En dat U Heilige Gees vanmôre dit in ons harte bevestig. Dankie vir elkeen wat hier staan, dat hulle nou kan beleef, dat elkeen van ons dit nou kan beleef, hoe dat U Heilige Gees stem, die stem van die aanklaer doodmaak en ons kindskap bevestig. Daarom, omdat ons die kinders is, kan ons vanmôre met vrymoedigheid na U toe kom en ook die begeertes van ons harte na U toe bring. En ons bid vanmôre vir hulle wat met groot gebede voor U staan vanmôre en sê, Here, help en tree toe en selfs die wat ook sê, dankie, dat U alles hoor vanmôre en dat U sal antwoord na die rykdom van U genade. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan die sitplekke neem. Ons tieners kan uitbeweeg. As daar enige ander tieners is wat wil saam beweeg, is julle welkom om saam te gaan. Dankie aan die aanbiddingsspan. Ek doen so 'n bietjie navorsing oor ons in 'n skoolsaal is en dis interessant wat die ouens vir my sê en ek het op 'n interessante feit afgekom. Hulle sê Afrikaners is regtig, en dan praat ons van Afrikaans spreek en is weerstandig om in 'n skoolsaal kerk te hou. Hulle sê 'n Engelse kerk hou makliker in 'n skoolsaal kerk as Afrikaanse mense. Nou weet ek nie of die rook uit ons geslaan was in die skoolsale of wat nie. En dan sê ouens maar bang vir die koue, so jy moet ons help om mense saam te nooi om net weer in die ding in te kom, om verby die koue te kom. Maar ek weet ook daar's klomp ouens wat rou vir oggend, jy weet, wat blou dra, maar ek het vir my ou lappie gebring om mee af te vee en enige simpatie vir julle. Ek gaan vanmôre met jou die laaste boodskap praat oor die Heilige Gees en in hierdie reeks. En ons het in hierdie reeks vir u probeer verduidelik dat die Heilige Gees is 'n persoon en dit is so belangrik om daardie deel te onthou. Ek dink ons het die Heilige Gees deur die jare in die kerk soveel keer vervlak tot 'n gawe of tot 'n taal, dat ons vergeet dat ons in hierdie amazing verhouding met God die Heilige Gees staan. En dat God self direk deur sy Gees met ons connected is. Dit verander ou se lewe. Ons het geleer verlede week dat die Heilige Gees werk om ons en dat die Heilige Gees is die heeltyd aan die werk in ons omgewing en waar ons beweeg en waar ons is. En hy werk om 'n verskil in ons lewens te maak. En ons het al gesê dat dit belangrik is om die persoon te verstaan en te ervaar en te beleef en dat hy nie net 'n krag of 'n simbool is nie en dat hy doen oortuigingswerk in ons lewens en wanneer ons dit verstaan ons iets baie meer as wat ons ooit voorheen kon verstaan het, want
Die Heilige Gees werk in ons om God se wil te wil doen. Dis belangrik. Jy sien, ons het hierdie ding ontwikkel in 'n godsdiens waar ons amper half die ding kan doen. Ons kan onafhanklik van God funksioneer en ons kan glo en dan gaan alles regkom. Dis, jy moet dit vanmôre verstaan, dis die Heilige Gees wat geloof in jou hart werk. So dis alles genade. Ons het ook gesê dat die Heilige Gees bring verandering in ons lewens. Hy bring 'n transformasie in ons lewens. Hy kom en hy werk 'n verandering in ons lewens wat stelselmatig besig is as 'n proses van groei in ons lewens. En dit maak dat die lewensuitkyk in ons lewens vandag kan verander van waar ek hierdie dryf in my moet hê om iets te bereik, kom die Heilige Gees en hy werk in ons. En sonder sy rol om ons te vernuwe, is ons eintlik hopeloos want ons kan onsself nie vernuwe nie. En dit bring ons terug na ons oorspronklike skepingsdoel. Ons is oorspronklik geskape om van God afhanklik te wees. Jy sien, iewers raak ons superheroes, iewers raak ons hierdie religious elite wat ons kan die ding doen en ons kan, as ek hard genoeg glo, dan gaan alles gebeur. Alles wat ek het en doen in die geestelike riem is genade van God en is 'n werking van sy Gees in my lewe. Verstaan jy hoekom ek keer dat ons die Heilige Gees net vervlak tot 'n gawe en net tot 'n taal? Dis mis. Ons het ook gesê dat God hom eers geopenbaar het as Skepper, die een wat groot en bo ons almal is, wat hemel en aarde gemaak het, wat 'n woord gespreek het en die wêreld was daar. Ons het ook gesê dat Jesus het mens geword en onder ons kom woon en hy het vir ons gewys, hy het gesê as julle my gesien het, het julle die Vader gesien, so hy het God se hart aan ons kom openbaar. En nou leef ons in hierdie amazing tyd wat hy gesê het, dis beter dat ek weggaan want ek gee my Heilige Gees aan jou. En as ons dit verkeerd verstaan, dan bou ons 'n weerstand op en dan is ons bang vir die Heilige Gees. Daar's mense wat hierdie reeks misloop omdat hulle bang is vir die Heilige Gees. Terwyl dit so 'n wonderlike ervaring van sy teenwoordigheid in ons lewens is. Want die Heilige Gees, en hier kom ons by vanmôre se boodskap, maak Christus lewendig binne in ons. En dit is ons hoop dat ons dit gaan maak. Jy sien die hoop dat jy dit gaan maak, en ons het dit vir u geleer so 'n paar weke gelede in Christ in me is the hope of all glory, is nie die feit dat jy dit reg kry nie. Dis nie die feit dat jy 'n sekere lysie van standaard het wat jy nakom nie. Al daai goed wat jy doen is reg en is goed en is goed om kerk toe te gaan, is goed om Bybel te lees, dis goed om sekere dinge in jou lewe uit te sny. Al daai dinge is goed. Ek praat nie daarteen nie. Al wat ek vir jou sê, die feit dat jy dit gaan maak is nie of jy jou lysie reg kry nie. Die feit of jy dit gaan maak is die feit dat Christus woon binne in jou. Jesus, ek wens ek kan dit reg deur die kerk vas lê in mense se harte. Nou leef ons in hierdie amazing tyd waar hy binne in ons kom werk en die Heilige Gees werk. Die Heilige Gees is aan die werk en hy kom en hy vorm Christus. Hy kom vorm Christus in elkeen van ons. En nou moet ek ongelukkig iets rondom dit verklaar rondom ander kerke want ek sien dit in die koerante op die oomblik en daar's 'n groep predikante wat nou 'n kerk het en die een leier van die kerk is nou hy's nou Christus. En hulle moet alliance aan hom commit en sê hulle sal alles doen wat hy sê. Een van my vriende in die gemeente het een van sy gemeentelede na ons kerk toe genooi om regtig grace te kom beleef. Toe sê sy mag nie ons kerk kom bywoon nie want haar leier het haar nie toestemming gegee nie. Kom ek verduidelik dit. Die houer, die blou houer sê nou maar as ek. Die water binne in die houer is die Heilige Gees. Hierdie houer bly ek. Ek word nie Christus nie. Jy sien, en dis waar ouens wat snaakse goed preek van hier raak, want skielik word ek Christus, skielik word ek die persoon. Nee, ek is bloot 'n draer. Ek is bloot die adres. As jy na huis intrek, word jy nie die huis nie.
Luister wat sê Efesiërs 3 vir ons vanaf vers 16 en ek wil hê jy moet vanmôre net jou hart hiervoor oopmaak want dit kan jou denke oor jouself en jou verhouding met God heeltemal verander. Mag hy deur sy Gees uit die rykdom van sy goddelike grootheid aan julle die krag gee om innerlik sterk te word. Onthou die Gees werk in ons. Met ander woorde, die Heilige Gees maak van ons mense wat innerlik sterk is, wat nie net rondgegooi gaan word nie, wat nie net eendag boos nie. Die Heilige Gees wil jou sterk maak en jy moet jou mind daarop begin sit. Ons minds is die heeltyd op my vleeslike vermoëns. Jy moet oefen as dit rof gaan om te sê die Gees is in my. Jy moet jouself daaraan herinner. Hy sê dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon en julle sal God se liefde gewortel en gegrondves wees. As die Gees in jou woon, raak jy solid. En dis hoekom dit vir jou belangrik is om hierdie goed oor en oor te luister en oor in jou hart in te kry, sodat jy kan begin verstaan, luister man, my ou natuur val rond, my ou emosies spring rond van bo na onder, my ou menswees kan nie hierdie ding verstaan nie, maar wanneer die Gees in my inkom woon, maak hy my sterk. En dan is ek in hom gewortel en gegrondves. Hy sê mag julle, hy vra hierdie vraag, hy sê mag julle in staat wees om saam met God se mense te begryp hoe breed en hoe lank en hoe hoog en hoe diep sy liefde is. Mag jy vanmôre verstaan hoe amazing lief God jou het. Dat hy jou sy blyplek maak en in jou kom woon. As jy dit vanmôre snap, dan snap jy vanmôre 'n groter ding as wat die vyand vir jare op jou lewe lê dat jy nie goed genoeg is nie. As jy dit vanmôre snap jy vanmôre kunskap op die hoogste vlak en jy verstaan vanmôre dat as ek hier uitstap is ek gegrond en gewortel in die Here en ek verstaan hoe groot en hoe breed sy liefde is, want in ons vlees kan ons nie sy liefde verstaan nie. Want ons probeer God se liefde in terme van ons menslikheid uitdink en van ons ouers en ons familie en hoe mense oor God dink. Nee. Sy liefde is veel groter as dit alles. Hy sê dan sal julle Christus se liefde wat alle verstand te bowe gaan beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word. Ja, hier's die ding, ons beleef nie God se volheid van sy liefde nie, want ons beperk God se volheid van sy liefde, omdat ons menslik daaraan dink, en in die vlees daaroor praat, ons redeneer in die vlees daaroor, en die kerk het daarmee gehelp, want die kerk het vir jou gesê, God se liefde gaan so ver, dan is jy nie meer waardig nie. Die kerkwêreld het vir jou gesê, as jy sekere dinge doen, dan mag jy nie deel hê aan sy liggaam nie. Nie kom hy sê, jy verstaan nie God se hart nie, man. Ek wil jou vanmôre sê, jy verstaan nie, ons het nog nie 'n vaagste benul van God se hart nie. Ons in Daigracia is besig om op ons eie manier, so stukkie vir stukkie God se liefde te ontdek. Ek het op my profiel op Twitter geskryf, ek is 'n ontdekker van genade. Want ek het dit nog nie. Toe ek oor hierdie vers bly sit en dink hierdie week, dan sal julle Christus se liefde wat alle verstand te bowe gaan beleef. Toe dog ek by myself, Dani Lodder, beleef jy regtig sy liefde? Hoeveel dae voel jy sleg oor jouself? Hoeveel keer wou jy nie al kerk toe kom? Omdat jy dink, joh, ek het 'n rowwe week gehad. Dinge het skeef geloop, ek het verkeerd gedoen of gepraat of gedink. Weet julle hoeveel duisend mense sit vanmôre by die huis, wat nie hulle voete in 'n kerk wil sit nie, omdat hulle nie God se liefde verstaan en beleef nie. Vanmôre moet ek eintlik nou die preek afsluit en sê, hier is die passie wat in Daigracia se harte moet wakker word, en ek wil vanmôre dit uitroep in die naam van die Here, ons moet die mense gaan haal, wat nie God se liefde verstaan nie, laat hulle dit kan beleef.
Luister wat sê Efesiërs 3:17 in die Engelse vertaling. Hy sê that Christ may dwell in your hearts through faith. Die woord wat in Grieks gebruik word vir dwell is letterlik om te bly, to settle, to inhabit. Hy kom en hy maak vol. Hy kom en hy leef en dit verander ons hele prentjie, want wanneer dit gaan oor die gawes, weet jy wat? Wanneer hy binne in my is, sal die gawes begin werk. Verstaan julle dit? Vir jare in die kerk moes jy jaag na die gawes. Nee, ontdek die gewer. En die gawes vloei van self. Hierdie is 'n goeie plek vir die Pinksterouens om amen te sê. Gereformeerdes haal asem, dis oukei. Christus het met die uitstorting van die Heilige Gees in ons harte kom woon en dit ons blyplek gemaak. Julle weet, ons het dit met Pinkster gepreek. Dus ons is sy adres. Maar nou is die werk van die Heilige Gees om Christus in jou te begin vorm. Ek het dit al gepreek. Ons het preke gehoor in my lewe, het ek preke gehoor van die vrug van die Gees en dan gee hulle vir jou die lys van die vrug van die Gees en dan traai ek en ek traai en ek kry, ek sukkel so 'n bietjie by die langmoedigheid jy weet. Daar's van hulle wat ek alright reg kry, maar daar's 'n paar wat ek glad nie reg kry nie en ek het alles probeer in myself om selfbeheersing te hê en ek het alles probeer in myself totdat ek die dag ontdek het dat hy het my so lief. Hy het my so lief. Dat hy selfs in my werk om te wil te skrif. Amen. Hy sê want is Christus wat in jou werk om te wil. Dan kom hy en hy bring sy vrug. En hy plaas dit in my lewe. En dan sê hy vir my well done. Nee, julle het nie verstaan wat ek nou gesê het. Dis amazing grace. Hy kom en hy werk. Ek het nie eens die vermoë om reg te wil nie. En dan kom werk hy en hy sê ek gaan myself in jou vorm en ek gaan deur jou myself openbaar en ek gaan dinge in jou lewe doen en dan gaan oomblikke wees wat jy regtig gaan dit beleef en dan gaan tye wees wat jy daaroor gaan wonder, maar hier's die great ding, ek is permanent binne in jou besig om vrug te werk. En dan wanneer jy dit reg kry, dan sê ek vir jou well done. Die werk van die Heilige Gees is om in die diepste dele van ons wese in te gaan. En ek wil vanmôre met jou 'n paar oomblikke daaroor praat. Met die kruis, met Golgotha het Christus vir ons gewys dat hy vir ons is. Verstaan jy dit? Met Golgotha, met die kruisdood, het God vir ons gewys dat hy vir ons ontsettend lief is. Maar vanmôre bid ek dat jy sal verstaan dat deur die inwoning van die Heilige Gees met die opgestane Jesus dan in jou lewe begin werk en dat die verhouding word op 'n nuwe vlak van eenheid gebring. Dis meer as om net te glo ek is okay na die kruis. Dis amazing om te verstaan vanmôre, ek is sy tempel, hy woon in my en sy beeld word in my gevorm, sy vrug vloei deur my lewe, sy gawes kan ek voor 'n kanaal wees en hy kan in my lewe werk en hy kan in my lewe verandering bring en hy kom in my diepste wese in. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy gaan probeer om 'n volger of 'n disipel van Jesus te wees in jou eie krag, gaan jy dit nie maak nie, dit gaan uitloop op hopeloosheid en teleurstelling. En die kerkwêreld, ekskuus as ek vanmôre 'n bietjie in reaksie klink daaroor, ek veralgemeen dalk, maar in ons manier wat ons geleer was deur die jare, is ons geleer jy moet dit reg kry en ons kon dit nie reg kry nie, want as jy eerlik is, kry niemand dit uit hulle self altyd reg nie. Amen. Hierdie ouens wat voorgee en so preek en die vingers wys en jy, hulle sukkel met dieselfde goed as ek en jy. Ek is 'n skok partykeer vir predikante.
En dan wanneer ek hulle goed geskok het, dan sê ek vir hulle, weet julle hoekom doen ek dit? Want ek praat wat ek dink, julle gee voor wat julle dalk baie keer nie is nie. Want ek is seker julle dink aan dieselfde goed as ek. Enige poging van ons kant af om meer soos Jesus te word is hopeloos. Onthou julle toe Christus die my gepreek het, what would Jesus do? Dis nie what would Jesus do nie, is what can Jesus do through me? Want hy leef in my en ons moet meer van onsself net oopmaak en beskikbaar stel sodat hy in ons lewens dinge kan doen. Hoe meer ek genade ontdek, hoe meer kom ek agter dat my beste pogings is maar 'n druppeltjie. En hoe meer ek genade ontdek, hoe meer kom ek agter dat God kan en wil in my lewe werk en kan in my lewe wil verander. En dan kom ek in hierdie oseaan van genade in. En dan sit ek agterkom, ek is in 'n oseaan. Hy vat my waarheen ek moet gaan en hy werk in my wat hy wil werk en hy doen in en deur my wat hy wil doen. En God verwag nie, luister mooi vir my, God verwag nie die onmoontlike van ons nie. Hy wil nie hê ons moet probeer om soos Jesus te wees in ons eie krag nie. Klim van daai tredmil af. Dis nie wat hy wil doen nie. Hy sê in Hebreërs, hy sê, gaan my rus in. Ons moet in 'n plek inkom waar ons kan rustig raak, sodat hy kan werk soos wat hy wil. Hy gee vir ons iets veel beter. Hy wil Jesus in jou vorm deur die krag van sy gees. Luister na die woordeskat. Hy wil Jesus in jou vorm deur die krag van sy gees. En hoe meer ons oorgee, en hoe meer ons bewus word van hom, en hoe meer ons hom leer ken, hoe meer word hy binne in ons, en hoe meer sal hy binne in ons gevorm word. En dan word hierdie songs van vanmôre vir ons so werklikheid. Ek word van sy heiligheid bewus. Ek word van sy krag bewus. Ek word van sy geregtigheid bewus. Wanneer ons oor die Heilige Gees praat, kan ons nie oor liefde praat. Die Heilige Gees maak homself sigbaar deur liefde in ons wese. Luister wat sê Efesiërs 3 vers 17 tot 19. Hy sê, dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon en sal julle in God se liefde gewortel en gegrondves wees. In sy liefde gewortel en gegrondves wees. Mag julle in staat wees om saam met al die mense te begryp hoe breed en hoe lank en hoe hoog sy diep liefde is. Dan sal Christus se liefde wat alle verstand te bowe gaan beleef. Jy sien, die vervulling, die mense praat van die wet, die vervulling van die wet het Jesus sê is een ding. Is een ding. As jy moet lief hê. Want as jy lief het, volg die ander goed. En nou kom ons en ons sukkel om lief te hê. Want ons kry seer. Want ons word teleurgestel, want dinge gebeur in ons lewens. Die vyand gaan rond soos 'n brullende leeu. Hy soek lywe, hy soek liggame, hy soek huwelike, hy soek verhoudings wat hy kan verwoes, want dis wat hy doen. Hy wil keer dat mense in liefde sal lewe, want God het die mens gemaak in die volmaakte verhouding van lief hê. Is julle met my? En nou kom hy en hy werk liefde in ons. En nou kom ons nie wat na 'n wet toe nie, ons kom na 'n lewe toe waar die vrug van die Gees in die eerste plek is liefde. Ek ken baie mense wat gawes deur funksioneer, maar hulle is liefdeloos. En weet wat sê die Bybel as jy gawes het wat deur jou werk en jy's liefdeloos? Die Bybel sê jy maak 'n geraas. Korintiërs 13. Jy kan preek met soveel passie as wat jy wil, jy kan rondspring met soveel passie as wat jy wil, maar aan die einde van die dag gaan dit gemeet word, het jy stikkende mense lief.
Romeine 13 vers 10 sê die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Maar dit is nie genoeg om net te sê ons het mekaar lief nie. Ons moet die liefde van Christus begin verstaan. Jy sien, ons prentjie van liefde is voorwaardelik. Ek sal jou lief hê as jy. En hier's nie een in hierdie gebou wat kan sê ek het nie 'n mate van voorwaardelike liefde in my nie. Dit is 'n plek vir eienaars maar. Daar's mense wat jy nie naby jou lewe wil toelaat nie omdat hulle jou teleurgestel het of seer gemaak het en jy's nie lief vir hulle nie. Daar's van julle wat vanoggend hier sit wat so gebroken is omdat jy nie jou familie kan vergewe of jou eksman of jou eksvrou of jou kinders kan vergewe nie en daai pyn in jou lewe veroorsaak dat jy mis uit op die heerlikheid van God. Want as jy liefdeloosheid en haat en seer groter maak, hy verander nie, maar jou prentjie van hom verander. Maak dit sin? Dis liefde wat alle verstand te bowe gaan. Moenie God in 'n boksie probeer sit met liefde nie. Ek het verlede jaar iemand gehad wat my 'n amptelike afspraak gemaak het om my te kom sien, om te sê, hoe ver gaan God se genade, wanneer skryf ons nou finaal iemand af, dat hy hulle beyond repair is. Al wat ek weet is, hy het 'n moordenaar aan die kruis vergewe. Hy het jou lief. En hy wil hê daai liefde moet in ons lewens begin werk. Ons kan dit probeer verstaan, ons kan daaroor dink, ons kan daaroor mediteer, ons kan tyd rondom dit spandeer, maar weet jy wat, dis net die Heilige Gees, is net die Heilige Gees wat ons God se liefde kan laat verstaan. Nou sit jy hier en jy sê, jy's daar nie, jy weet nie waardeur is ek nie, hoe moet ek mense vergewe, hoe moet ek lief hê? Dis die Heilige Gees wat dit alleenlik kan doen. Wat het gemaak dat Jesus, wat sonder sonde is, 2 Korintiërs 5 vers 21, nee, hy wat sonder sonde was, wat het gemaak dat hy sonde vir ons geword het? Dis net liefde. Daar's nog 'n derde manier wat die Heilige Gees in ons lewens werk om Christus te vorm. Hy sê in 3 vers 19, hy sê, mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word. Hier is die ding, die volheid van God word in ons gevorm, en dis nou weer 'n begrip wat so groot klink en so abstrakt klink, en ons preek dit, en ek het al teoloë hieroor oor preek, en dan dink ek, okay, wat wil jy vir my probeer sê? Nou bid ek dat die Heilige Gees my sal help om dit vanmôre aan jou te sê. Wat is hierdie volheid van God? Dis alles wat ek en jy kan wees en wat ons nodig het in hierdie lewe. Ons sit sulke prentjies aan. Die Here kan hier werk, maar hy kan nie daar werk nie. Die Here kan hierby betrokke wees, maar hy kan nie daarby betrokke wees nie. Ons beperking plaas ons op God en dan sê ons, maar hy kan nie dit doen nie. Jy weet, hierdie ding is daarom te groot. Weet wat in my lewe, ek het nou al 100 keer hierdie pad geloop. Dan sê die Here vir jou, en my genade is geniet elke môre. As ons onsself sou volmaak met die volheid van God, sou dit wees soos iemand wat 'n koppie tee vat en in die see instap. Verstaan julle wat ek nou sê? Ek wil myself volmaak met God, nou vat ek my botteltjie en ek stap in die oseaan in. Dit kan nie. Nou kom ons en ons sit met hierdie beperkings op ons.
Jy sit vanmôre hier met beperkings op jou. Jy sit vanmôre hier en jy dink, maar wat van al hierdie labels, wat van al hierdie goed in my lewe, wat van al my seerkry, wat van al my teleurstelling, wat van die pyn in my liggaam, wat van die siekte in my liggaam. God sê vanmôre vir jou, ek is groter as dit alles. En dis wat nodig is om deur die Heilige Gees in ons harte weer wakker gemaak te word. Ek wil weer een van my categoric statements maak. Ons het God te klein gemaak in ons lewens. Ons het God iemand gemaak wat ons manipuleer met ons emosies en met ons gebede en met 'n klomp sêgoeders en 'n klomp rituele in die kerk, terwyl God, weet jy wat, ek dink nie ons het 'n klou wat God wil hê vir die kerk nie. Hoor wat ek nou vir jou sê. As ons dink kerk is 3-4 songs, 'n preek en huis toe gaan, mis ons die punt. God het veel meer en nou kom ons met ons arrogansie en sê dis hoe kerk moet lyk. Dis hoe ons moet sing, dis hoe hy moet praat. Ek dink jy sal uitfriek as God homself in sy volheid vanmôre hier openbaar. As die Heilige Gees die volheid van God in ons begin inbring, dan is jy soos iemand wat 'n koppie is en jy verbeel jou die oseaan is jou kraan. It's a never ending story. Daai kraan word oopgedraai en hy tap in jou in. Verstaan julle die beeld wat ek probeer oor? Hy tap in jou in. Maar wat sê die skrif vir ons in Efesiërs? Hy sê dis deur geloof. So as jy vanmôre die geloof in jou hart kan inbring om te sê, ek is gereed daarvoor dat God in en deur my lewe kan werk en dat hy sy volheid in my lewe kan begin openbaar, dan sal God in en deur jou lewe begin werk. Ek dink die belangrikste ding wat Deikrasja van moet ontslaa raak, en omdat ons van alle kerke af is, ons is letterlik van alle kerke, is van ons kerkprentjie. Dis onmeetbaar. Dis meer as enige iets wat ons ooit kan begryp of verstaan of in ons denke kan inkry, die volheid van God. En dis tot ons beskikking en ons kom en dan dink ons, kan ek God hiervoor vra? Ek het al mense gehad wat vir my sê, nee, moenie vir hierdie saak bid nie, ons kan nie God hiermee pla nie. Weet wat, jy kan God nooit pla nie. Amen. Hy's lief vir jou. Luister wat sê Romeine 8 vers 17. Hy sê, en omdat ons kinders is ons ook erfgename. Kan ek jou vra om saam met my te sê, ek is 'n erfgenaam? Okay, ons doen nie die charismatic goed hier nie. Maar draai na die ou langs jou toe, want ek sien hier's party wat dit nie glo nie. Sê net vir die ou langs jou, jy's 'n erfgenaam. Hy sê, omdat, nee, jy moet net dit gesê, moenie nou gesels nie. Dis nie nou tyd vir liefdesverklaringe nie, stop dit. Okay? Hy sê, omdat ons kinders is, ons ook erfgename, ons is erfgename van wie? Van God. Erfgename saam met Christus, my ou boet. En ek het dieselfde erfporsie. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ons is erfgename van God, tot in die mate waar Christus 'n erfgenaam van God was. En hy, Christus, sit aan die regterhand van die Vader in hemelse plekke. Ek hoop hierdie goed wat ek geloof vanmôre in jou hart. Ons is erfgename van alles wat God is en alles wat God het. En hy kom en hy werk
daardie geloof in ons harte deur sy Heilige Gees, dat ons dit kan in besit neem, want dit is reeds vir Christus gegee, en is reeds vir ons gegee, en dit is ons in Christus Jesus. En hy werk sodat ons dit kan begin beleef en ervaar, en dat ons dit kan begin raak sien. En vanmôre is dit nodig dat ons geestelike oë sal begin oopgaan, en dat jy vanmôre sal begin raak sien, dat God het 'n werk in Christus gedoen, wat 'n prys betaal het, sodat ek en jy erfgename van God kan wees, in dieselfde mate wat Jesus sy erfgenaam is. Nou weet jy, wanneer word jy erfgenaam? Wanneer daar dood is en 'n testament uitgelees word. En as jy onthou saam met my, was daar 'n dood gewees. En daar's 'n Nuwe Testament uitgeleef wat sê, ons het die volheid van God in Christus Jesus. Weet jy hoe groot is jou erfporsie? Tot die mate wat jou teekoppie in die oseaan vol gemaak word. It's to overflow. Nommer 4. Die Heilige Gees lei ons in 'n lewe as kind van God. Hy lei ons in 'n lewe as kind van God. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is God se kinders. Ons sien hier dat die Heilige Gees ons optrede en gedrag kan lei. Dis soos 'n dirigent wat 'n orkes lei, soos die Heilige Gees daarom vir ons elke noot of elke tree uit te wys, want dis daai verhouding van afhanklikheid wat herstel word, van ek loop saam met hom, nou dink ek weer aan 'n ou song, sorry Anja, and he walks with me, and he talks with me. Sy sê ek maak al kop te mekaar partykeer met al my ou songs wat uitkom, maar dit lyk my so ouer ou word, hoe kom hierdie goed terug? Fred sal weet waarvan ek praat. Luister hier. Heilige Gees wil in jou lewe werk. Die Heilige Gees wil vir jou vertel. Hy wil vir jou sê, doen dit. En dis nie hierdie groot goed nie. Ons moet leer dat die Heilige Gees gaan bloot in ons hart en in ons denke praat. Dan gaan 'n gedagte in jou mind inkom en jy gaan sê, dit kan nie die Here wees nie, en jy gaan dit sê, dan gaan jy agterkom na die tyd, dit was die Here. 2 Sondae terug het een van ons lede hier voorgestaan en die Heilige Gees het vir hom gesê, gee jou skoene weg. Nou nie almal julle skoene gaan weggee. Maar hy het sy skoene weggegee. Hy sê vir my, kan dit die Here wees? Ek sê, is beslis. Want weet jy wat gebeur partykeer? God begin ons oefen om sy stem al hoe meer en al hoe meer te hoor. In 1981 was ek in ons kerk, waarin ek was 'n jeugspanne gewees. Nou is ek 'n 18-jarige seun en ek's opreg lief vir die Here en ek glo ek het 'n roeping in my hart. En ons toer deur die land en my wegtrek by my eerste maand was R10 vir die maand. Daarmee moes jy tandepasta en alles koop wat jy nodig gehad het. Toe word ek spanleier, toe kry ek baie geld, toe kry ek R25. En dan sê die Here vir my, my hart het ek geglo, ek het net een ding gehad, ek wil sy stem hoor. Dis al wat ek gehad het. Dan dink ek hoor loop oor die pad, dan loop ek oor die pad, dan kom ek agter, okay, hierdie het ek misgehoor. Dan deel ek uit wat ek het, en dan kom ek agter, ek het raak gehoor. Want ek het agtergekom dat as God met jou praat, gaan dit oor liefde. Gaan dit nie oor jouself nie, gaan dit oor om ander mense se lewens te raak. En in daai journey was amazing geweest. In daai jaar het ek soveel kere moes oefen om net sy stem te hoor. En nou nog in die bediening sit hierdie uitdaging, en dis vir elkeen van ons hierdie uitdaging om net gehoorsaam te word. Dis nie om dit te hoor nie, is om gehoorsaam te word. Hoeveel keer het jy al weggeloop van iemand af en dink jy, ek moes vir daai ou dit gesê het of dat gedoen het? Is daar nog mense wat saam my skuldig is? Hoeveel keer moet dit nog gebeur? Hoeveel keer gaan jy nog mense beroof van wat God wil doen? So harde kwasses wat ek kan wees, kan ek ook 'n traan pik. En skuis nou vir die bulle, maar gisterand, jy weet.
Gisterand na die wedstryd, nadat hulle die Springbokke aangekondig het, toe staan een van die leeu's daar en hulle sê vir hom, hoe voel jy daaroor? En toe raak hy emosioneel en die kommentator stap na hom toe en gee hom 'n hug. Toe pik ek 'n traantjie want ek besef daai ou besef nie wat hy nou gedoen het nie. Hy was nou net die arms van die Here wat 'n ou nodig gehad het. Verstaan julle wat ek sê? Weet jy wat? Kom ek stel jou te leer. As jy nie wil nie, sal God die klippe gebruik om uit te roep. Partykeer kyk ons na mense wat dwars is en ons dink hierdie ou mag nie deur God gebruik word nie. God gebruik hom want hy's beskikbaar. Amen. Ek onthou in die gemeente, ekskuus, ek gaan klaarmaak, waar ek was as jong seun. Ek was een van die jongste kerkraadslede daai tyd gewees. En ek sit in die kerkraad en daar's 'n vrou en 'n man wat saam bly. Maar elke nou en dan het sy 'n profetiese woord van die Here gebring en op die kerkraad toe sit daar ouens en sê hierdie vrou bly saam met haar man en jy weet mos hoe die kerk daaroor praat, hulle leef in sonde. En hulle sê vir my pastoor daai tyd. Hulle sê vir hom jy moet vir haar gaan sê sy mag nie meer in die kerk praat nie. Toe sê hy ek sal as jy dit doen. As jy God se stem begin word. Weet wat? Sy hart is vanmôre hier om lewens te raak. Al wat hy wil doen is hy wil in jou lewe praat. En jy's dalk die een wat 'n verskil in iemand anders se lewe moet maak. Dalk is jy een wat moet teruggaan na jou familie toe en 'n proses daar in die gang sit. Dalk is jy die een wat in jou kantoor wat jy so haat, wat jy jou baas nie voor langer wil werk nie. Dalk is jy die een wat die Heilige Gees al kanaal wat hy het op hierdie oomblik. Maar verskil te maak. 'n Disipel van Jesus word gelei deur 'n lewende persoon wat in hom woon. Romeine 8 vers 15, die gees wat julle ontvang het is nie weer 'n gees om van julle vreesbevange slawe te maak nie. Julle het die gees van ware kind wees ontvang en deur hierdie gees roep julle tot God, Abba, wat beteken ons Vader. Dis nie 'n klomp reëls nou nie. Dis nou vryheid. Dis Gees wat werk. Hy sê in die Engelse vertaling in die NIV, hy sê for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received a spirit of sonship. By Eksderde vra die ouens my partykeer, wat is my geloofsbelydenis? Nou ons gemeente het 'n geloofsbelydenis, maar weet julle wat's my geloofsbelydenis? Dani Lodder was 'n helverdiende sondaar gewees. God het my so lief gehad dat hy Jesus gestuur het om in my plek te sterf en vandag staan ek bekend as Dani Lodder, seun van God. Dis wat ek glo. Amen. En ons lewens word beheer van hier af deur 'n liefdevolle Gees van God en hy vra dat jy hom sal begin vertrou. Hy vra dat jy in sy spore sal begin wandel. Hy vra dat jy sal begin respond op wat hy vir jou sê. Hy sal vra dat jy sal begin doen wat hy vir jou vra om te doen. Die dag toe jy Jesus Christus aangeneem het, het sy Gees in jou kom woon. En deur die Heilige Gees roep ons nou uit. Abba Vader, Papa Vader. Ek wil julle 'n storie vertel. En ek weet dis nou een van daai mooi stories, maar is 'n mooi storie. Daar was 'n pa wat 'n dogtertjie gehad het en sy was doof gewees. En sy was doof verklaar gewees en sy kon nie leer nie en sy was eintlik mos half onopvoedbaar op daai stadium gewees en hy het haar na 'n spesiale skool toe gestuur. En dat sy moet opgelei word. En toe het hulle na 'n lang ruk wat die kind daar was, sê die hoof van die inrigting vir die pa gesê, jy kan kom. En kom kyk hoe hulle vorder jou dogtertjie. Hy het die brief ontvang, het gelees en 'n datum was bepaal en die pa het soontoe gegaan na die skool vir dowes toe. En die dogtertjie het by die venster gesit en dopgehou wanneer haar pappa kom, en daar was 'n groot band tussen hulle twee gewees.
En die oomblik toe hy by die hek inkom, toe hardloop sy uit en haar eerste woorde wat sy gesê het was: Papa. Die pa was verstom oor wat hy gehoor het, want dit was sekerlik vir hom die mooiste woorde wat hy ooit kon hoor. Ek onthou toe my kinders groot geword het, ek altyd gespot gesê, hulle het eerste gesê, papa. Is daar nog iemand skuldig daaraan? Al die mammas sal weer sê, nee, hulle het eerste gesê, mamma. Weet jy wat? Hoor gou hier en ons sluit af daarmee. Daar's 'n pa wat vir jou so lief is. Wat deur sy gees wil hê, jy moet vir hom sê, Abba Vader, my pa. Wat enige label vanmôre van jou lewe afval, wat deur die wêreld op jou geplaas is, deur die kerk op jou geplaas is, deur sonde op jou geplaas is, deur mense op jou geplaas is, hy wil dit afval en hy wil vanmôre met trots vir jou sê, jy's my kind. En net deur die Gees kan ons vanmôre sê, Abba Vader, my pa. Kan jy dit vanmôre sê? Luister wat skryf die boek in Job 33 vers 4, en dit is ons memoriseer vers. Hy sê, die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige gee my lewe. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom in jou lewe nie, dit maak nie saak wat mense, dit maak nie saak of jy buiteegtelik gebore is nie. Ek het 'n jaar terug 'n vrou beraad wat gebore is as gevolg van 'n verkrachting. Weet jy wat? Die oomblik wanneer lewe plaasvind, plaas God sy asem binne in jou. So dit maak nie saak waar jy vandaan kom en hoe jy hier is en wat se labels op jou geplaas het nie. Hy sê vanmôre vir jou, die Gees van God het jou gemaak, die asem van die Almagtige wil vir jou lewe gee. Dit gaan maak dat ons anders hier kan uitstap. Ek weet nie of jy vanmôre die potensiaal van hierdie boodskap verstaan nie. God wil hê dat jy hom sal ken as Abba Vader, my hemelse Vader. Kom ons almal maak ons oë toe vir 'n oomblik. As jy vanmôre, en ek wil hê niemand moet rondkyk nie, as jy vanmôre nog nie in jou lewe daai keuse gemaak het, onthou as jy dit 'n vorige keer gemaak het, is jy sy kind. Maar as jy nog nie daai keuse gemaak het om te sê, hy's Abba Vader, hy's my Vader nie, wil ek vir jou 'n kort gebed doen. En ek gaan jou niks van aan jou doen nie, ek wil net hê, net waar jy sit, steek jy vinnig jou hand op en jy laat sak hom weer en ek gaan vir jou gebed doen. En jy gaan sy kindskap beleef. Ek gaan bid, is daar nog iemand wat wil ingesluit wees? Daar het soveel hande opgegaan. Kom ons bid saam. Ja, maar Vader, vir hulle wat nou sê, ek wil U innooi in my lewe. Ek wil U adres wees. Bid ek nou dat hulle in hierdie oomblik van U nabyheid sal bewus wees, soos nog nooit van tevore nie. Dankie dat U ons onafhanklikheid en ons sonde vergewe. En as ons hierdie kol maak, dan maak U ons U kinders. Ek bid dat daai kindskap sal groei tot die volheid van God wat U vir ons bepaal het. Dankie dat hulle nou kan seker weet, hulle behoort aan U. En dat elkeen nou sekerheid kan hê dat God met my end uit die pad sal loop. Want ons verstaan aanneemlik in hierdie oomblik hoe hoog en hoe breed, en hoe lank en hoe diep U liefde vir ons is. Ek eer U daarvoor. In Jesus naam.